Goeiemôre almal. Reg. Goeiemôre, baie welkom hier saam met ons in die erediens vanoggend. Van my kant af ook net 'n voorspoedige nuwe jaar vir almal. Mag dit regtig 'n jaar wees vir ons die genade van die Here net al hoe meer beleef in ons lewe elke dag. Welkom ook aan almal wat saam met ons inskakel op die uitsending. Dalk net noem verskoning vra verlede week met die Kersdag erediens. Het ons 'n bietjie tegniese probleme ervaar waar die uitsending tussenin weggeraak het. Ons glo en vertrou dat dit vandag nie weer sal gebeur nie, maar baie welkom vir almal wat saam met ons inskakel. Daar's nie veel afkondigings nie, net dat ons nog steeds nie vanaand 'n aanddiens het nie. Ons aanddienste begin volgende week. Dan het ons weer ons gewone aanddienste soos altyd deur die kwartaalse tyd. En dan net die hoërskool katekisasiekamp is ook volgende naweek. Ek sien nie vreeslik hoërskoolkinders hier nie, maar as al iemand is wat inskakel, miskien onthou net aan die om te registreer vir die katekisasiekamp wat Saterdag DV begin. Na die tyd is daar ook koffie in die saal, so almal is welkom om 'n koffietjie saam te kom drink. Psalm 95 vers 6 tot 7 sê: Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Almal wat die Here so bely, ontvang dan nou ook sy seën. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Sien die Here saam loof deur Psalm 48 saam te sing. Psalm 48, ons gaan vers 1, 4 en 5 saam sing. Daarna gaan ons geloof saam bely. Ek gaan vir ons die eerste deel van die geloofsbelydenis voorlees en ons gaan dit in ons harte saam bely en dan gaan ons die laaste deel daarvan saam bely deur saam te sing. So eers Psalm 48, dan bly ons staan vir ons geloofsbelydenis.
voorreg dat ons die jaar kan ingaan en saam ons geloof bely. Ons gaan die eerste deel in ons harte saam bely, soos ek gesê het, en dan die laaste deel saam met mekaar sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die wat reeds gesterf het te oordeel. Van vanoggend as ons kyk na die woord van die Here, saam kyk oor waar die Here die volk uit Egipte uit lei, of 'n deel daarvan of deel van daardie geskiedenis ten minste. Maar ons weet dat die Here, nadat hy sy volk uit die slawerny uitgelei het, dan gee hy ook vir hulle wette. Hy gee vir hulle die 10 gebooie in Eksodus 20. En dit begin ook in Eksodus 20 deur te sê, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Die Here ons bevry uit ons geestelike slawerny, dan gee hy ook vir ons 'n riglyn hoe ons dan kan leef as mense wat vry is, hoe ons waarlik vry kan wees. En ons kan dit soos volg doen. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin,
'n bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord hierop terwyl ons net so sit, dan sing ons saam lied 245, vers 1 en vers 2 en daarna bid ons saam. As ons staan. As ons kan. Die Here praat met ons vanoggend uit Eksodus, hoofstuk 14. Baie bekende geskiedenis, dink ek, sekerlik vir meeste van ons. So dis daar net nadat die volk Israel nou uit Egipte uitgetrek het, na die 10 plaae en besonder die 10de plaag, wat ook weer die instelling van die Paasfees was, en dan het hulle nou in die woestyn ingevlug uit Egipte uit, en hier in hoofstuk 14 lees ons dan nou verder. Die opskrif hierso is die Farao agtervolg die Israeliete. Ek gaan die hele hoofstuk saam lees, dis bietjie lank, maar dit is maar 'n storie, so ons moet hom lees dat dit sin maak. Hoofstuk 14. Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan naby Pi Hagirot tussen Migdol en die see reg oor Baal Sefon. By die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die Farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer.
Ek sal die farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg, en ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egipte besef dat ek die Here is. Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê, wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt. Die farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydwaans gevat, as ook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg en al die strydwaans van die farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan naby Pi-Hagirot reg oor Baal-Sefon. Toe die farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saam sleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê, om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar net kalm, die Here sal vir julle veg. Toe het die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg, so sal ek my mag laat geld teenoor die farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die Here het daardie hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het agterna gesit, die farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van die strydwaans laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit, en dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning, die hele leermag en die farao wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo, en ook in Moses sy dienaar. En in besonder gaan ons kyk in die prediking na vers 11 tot 13. Daarso waar die Egiptenare vir Moses sê, is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saam sleep om in die woestyn te sterwe. Wat het jy ons aangedoen,
dat jy ons uit Egipte laat trek het. Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars kan werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie, bly julle kalm, die Here sal vir julle veg. Ek dink as jy die moed gehad het om die laaste tyd koerante te lees en 'n bietjie rubrieke wat ouens skryf, die kenners oor wat gaan gebeur in die jaar wat kom, dan sal jy waarskynlik soos wat Stefan Uberok in een van sy goeie nuusberigte vra, maar wat doen ons as 2023 nie so voorspoedig is soos wat ons mekaar toewens nie. Vanoggend weer as ons mekaar sien, dan sê ons almal voorspoedig in hierdie jaar vir jou. Maar wat as 2023 nog slegter is as wat 2022 was? Ek dink nie is nodig dat ons vir mekaar al die probleme wat ons wêreld en veral ook ons land beleef, hoef te sê nie. Ons praat graag daaroor, ons almal ken dit, ons praat daaroor om braaivleisvure en selfs om Kersfeestafels. Ons is lief daarvoor om die probleme vir mekaar uit te lig nie word. En baie keer as ons oor hierdie dinge praat, dan hoor ons hoe mense vir mekaar sê, maar wat se hoop is daar nog vir hierdie land waarin ons leef? Wat gaan word van ons land? Waarheen is ons op pad? Kan ons nie maar ook soos Zimbabwe word waar alles in mekaar val? Meeste Suid-Afrikaners se gemoed kan beskryf word met woorde soos kwaad en moedeloos en hopeloos en uitsigloos. Dis die dinge wat in baie van ons harte leef nie word. Nou, ons wil natuurlik nie hierdie probleme afmaak as klein of min nie. Ons het regte probleme in die land waarin ons leef. Ons het groot probleme, daar's massiewe uitdagings wat voor ons lê. Maar een ding is seker, en dit is dat ons nie die enigste mense of die eerste mense in die geskiedenis is. Hulle het vergeet van al die beloftes wat God al reeds klaar nagekom het vir hulle. En baie vinnig daarvan vergeet. Maar dis nie al nie. Hulle leef nie net in vertwyfeling nie. Hulle soek ook iemand om te beskuldig vir dit wat gebeur. Wie is die gelukkige een? Natuurlik Moses, die leier van die volk. Hy is die een wat die skuld moet kry. Hoor hoe sarkasties en eintlik aanvallend praat hulle met Moses daar in vers 11. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie 'n begrafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte laat trek het? Sê hulle vir Moses. Hulle vergeet dat dit is nie Moses wat hulle uit Egipte laat trek het nie, maar dis die Here vir wie hulle gepleit het om hulle te help uit hierdie situasie. Dis die Here wat vir hulle uitkoms gee. Maar dit is so deel van mense as dinge verkeerd loop in ons lewe nie waar. Ons soek iemand om te blameer. Ons wil nie na onsself kyk en dalk sien waar ons 'n aandeel het in hierdie probleem. Ons wil nie oplossings soek nie. Baie keer is dit makliker om te kla as om 'n oplossing te soek. Ons wil vir iemand anders die skuld gee vir dit wat gebeur. Ons leer so mooi by Adam en Eva soos wat hulle daar in die paradys opgetree het toe hulle in sonde geval het nie waar. En deur al die eeue het mense dit nog steeds gedoen. En ons doen dit vandag nog. Ons eerste reaksie op wanneer dinge moeilik gaan in ons lewe is nie hoop en vertroue nie, maar is wantroue en hopeloosheid. So die vraag is vir ons ook vanoggend, het ons dan nou vergeet wie is die God wat ons dien? Glo ons nog in 'n almagtige God wat in beheer is van alles wat gebeur, wat sy hand alles rig en bepaal wat rondom ons gebeur? Onthou ons nog wat God alles vir ons gedoen het in ons lewe? In jou lewe persoonlik? Want as ons dit onthou, en as ons dit glo, dan is ek jammer, maar dis nie wat ek altyd hoor of sien by mense. Nou moet ek bieg, dis ook wat ek nie altyd hoor en sien by myself nie. Ek sien eerder hoe ons vinger wys na ander mense. Almal rondom my die skuld gee en sê, maar dis hoekom dinge skeef gaan in hierdie wêreld. Ek hoor eerder hoe ons blame shifting doen, die skuld op ander mense pak. Net soos die Israeliete hier in die woestyn. Dis die regering se skuld dat ons sit waar ons sit. Dis die mense wat in die bestuursposisies is, wat maak dat ons is waar ons is. Dis die jong mense van ons tyd, wat nie meer hulle kant bring. Dis die tydgees waarin ons leef.
En net soos wat die Here se volk wat hier gered is uit Egipte, gekenmerk word deur wanhoop, hopeloosheid, soos ons kenmerk as gelowiges, ongelukkig as ons eerlik is met mekaar. Baie keer hopeloosheid en 'n vooruitsigloosheid. En wat is die gevolg daarvan? Wat is die gevolg van hierdie proses van denke? Die uiteinde is 'n terugverlang na die goeie ou dae. Staan nou, ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit was vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Sien, hulle skaars uit Egipte uit, en dan verlang hulle terug na die goeie ou dae van toe hulle in Egipte was. Ironies dat hulle so gou vergeet hoe sleg daardie dae in Egipte eintlik was nie word. En dis nie die eerste keer wat hulle dit doen nie. Toe Moses maar nog net begin het om met die Farao te onderhandel om hulle weg te trek uit Egipte uit, die Israeliete, dan lees ons al daar in Eksodus 5 dat hulle sê vir Moses en Aaron, mag die Here julle straf omdat julle ons naam sleg gemaak het by die Farao en sy amptenare en vir hulle 'n swaard in die hand gegee het om ons mee dood te maak. Sien, toe Moses begin onderhandel en dit gaan nog swaarder met die volk, toe verlang hulle terug na hoe dit was. En nie lank voor dit nie het hulle by die Here gepleit vir uitkoms, maar hulle was nie lus vir daai uitkoms wat die Here gee nie. En dis ook nie die laaste keer wat dit gebeur nie. As mens die hele Exodus verhaal gaan lees, dan sien mense hoe hierdie volk keer op keer terug verlang, soos wat dit daar staan, na die vleispotte van Egipte. Die goeie ou dae. Elke keer as dit moeilik gaan, dan raak hulle blind vir die slegte dinge van die verlede. Nie baie hoor ons nie vandag hoe dat mense terugverlang na die goeie ou dae nie. As dinge maar net kon wees soos wat dit was. Daar was 'n tyd hier in Suid-Afrika wat dinge gewerk het en dinge skoon was en alles mooi was. Alles gaan agteruit, sê ons graag vir mekaar, nie waar nie. Soms dink ek almal van ons het op een of ander stadium in 'n paradys gewoon, as ek hoor hoe mense terugverlang na die ou dae. Sien, die natuurlike proses wat in ons elkeen se hart aan die gang is dat wanneer ons werklike gevaar ervaar, wanneer dit regtig met ons moeilikheid gaan, ons maak nie die omstandighede af asof dit nie sleg is nie, dan is ons eerste reaksie om hooploos te reageer. Om in wantroue vinger te wys en ander mense die skuld te gee, nie werklik te glo dat God vir ons sal uitkoms gee in hierdie situasie nie te vertrou dat hy in beheer is en almagtig is nie, en alles en almal rondom ons te blameer. En uiteindelik kan ons dan nie anders as om terug te verlang na die goeie ou dae. Waar ons ook maar blind word vir die swaar kry en die verkeerde dinge van die ou dae. Ons sien eerder 'n paradys raak wat nou nie meer bestaan nie en wil terug gaan soontoe. Dis die sondige, natuurlike manier van ons hart. Maar dan kom God en hy kom keer hierdie proses eintlik totaal om. Dit begin ook natuurlik by die harde realiteit, want God ontken nooit ons swaar kry nie. Maar hoe om hierdie realiteit van swaar kry te hanteer, hoe ons moet optree in hierdie situasies, dit verskil radikaal van dit wat ons natuurlike hart graag wil doen. Om die waarheid te sê, dis presies die teenoorgestelde as wat ons natuurlike reaksie is. As die mense hierso by Moses kom en hulle kla en hulle blameer hom vir alles, dan reageer hy nie in woede of in afguns of hy raak kwaad nie. Hy doen dit ook soms as ons die hele Eksodus gaan lees, want hy bly ook 'n mens. Maar hierso reageer hy nie met woede of afguns nie. Wat doen hy? Hy bring hoop vir die volk. Hoor die taal wat hy gebruik. Hy sê moenie bang wees nie. Raak rustig, moenie bang wees nie. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red, sê hy. Bly kalm. Die Here sal vir julle veg in hierdie situasie. Sien, hierdie is woorde, hierdie is taal van vertroue wat hy gebruik. Dis woorde van rustigheid. Hoekom? Omdat hy weet God is in beheer. Hy weet wie die God is wat hy dien. As die Here met Moses praat in vers 15, dan vra hy vir hom, maar waarom reageer julle, of waarom roep julle so benoud na my? Hoekom is julle so benoud? Dit is so asof die Here vra, maar
Vertrou julle my dan nie meer nie? Het julle vergeet? Hy sê vir die Israeliete, trek verder. Gaan na die beloofde land toe, al lyk dit op hierdie stadium onmoontlik vir julle. Kyk vorentoe, ek sal sorg vir die res. Sien, waar ons eerste natuurlike reaksie wantroue is, sê God, nee, vertrou my. Vertrou my in julle moeilike omstandighede. Nou is die vraag sekerlik, maar hoe kan ons hierdie vertroue kry? Want dis nie altyd so maklik nie. In plaas daarvan om alles en almal rondom ons te blameer, in plaas daarvan om daardie klassieke ding te doen wat Adam en Eva in die tuin van Eden begin het, blame shifting, om alles rondom jou raak te sien wat verkeerd is en die skuld vir ander mense te gee, sê die Here, ons moet eerder na hom kyk. Ons moet raak sien wat hy reeds gedoen het. Skuif jou fokus na die Here toe. Onthou wat Calvin gesê het, wat is een van die dinge wat hierdie mense verkeerd gedoen het? Hulle het vergeet van God se genade. Hulle het vergeet hoe groot die magtige dade van God is wat in hulle lewe al gebeur het. En daarom as ons hierdie vertroue wil hê, is die eerste ding wat ons moet doen, is om die Here raak te sien in ons lewe. En ons kan dit nog op 'n soveel dieper vlak doen as hierdie Israeliete nie waar nie. En daarso was dinge vir hulle donker. Dit was moeilik. Maar ons het 'n baie voller prentjie as wat hulle gehad het. Dink daaroor. Ons kan terugkyk na die geskiedenis en ons weet wat het gebeur. Ons weet hoe God hulle gered het en vir hulle die see oopgemaak het en laat deurtrek het. Ons sien hoe God sy beloftes nakom. Ons sien hoe God reg deur die Ou Testament keer op keer sy beloftes nakom. En sy volk help deur tye wat menslik onmoontlik lyk. Ons kan dit sien in ons eie lewe. Hoe God ons bewaar het en vir ons genade gegee het om tot op hierdie punt te kom, tot waar ons nou is. Maar dit gaan selfs nog dieper as dit. Vers 13, die ou vertaling stel dit so mooi, daar staan, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Aanskou die verlossing van die Here. Sien die verlossing van die Here raak. Dis niks anders as die evangelie wat ons week na week hoor hierson nie. Sien, as ons die diepste rede wil hê hoekom ons vir God kan vertrou, dat hy vir ons in moeilike tye gaan sorg en sal red, is om dat ons kan die kruis en die dood en die opstanding van Jesus Christus kan raak sien. Sien, het hy sy volk gered met 'n wonderwerk waar hy die see oopgemaak het en die farao en sy manne laat verdrink het, maar dit is maar nog net 'n skaduwee van wat moes kom. Hy het my en jou gered, 'n baie groter wonderwerk as daai wonderwerk. Sien, God self, sy eie seun, het 'n mens geword, soos ek en jy. Jesus self het pyn en lyding en moedeloosheid en hooploosheid en vervolging ervaar elke dag van sy lewe. Erger as wat ons ooit kan dink in ons lewe. Jesus het uiteindelik God se oordeel aan die kruis gedra. God se woede, sy kwaad wees oor al die verkeerde dinge, al die haat, al die stikkend van hierdie wêreld het Jesus gedra sodat ons dit nie hoef te dra nie. Hy het gesterf in ons plek sodat ons kan lewe. En daarom kan ons, soos hierdie gedeelte sê, die verlossing aanskou. Sien dit raak, sien vir Jesus raak. Sien raak hoe dat God self in ons harte kom woon. Hoe dat die Heilige Gees in ons harte kom, sodat daardie natuurlike reaksie wat ons het van wantroue kan verander om uiteindelik vir God te vertrou. God sê vir ons, kyk na my, sien raak my verlossing wat ek vir julle gegee het in Jesus, en vertrou dat ek julle ook in hierdie moeilike tye sal help. En wat is die gevolg van hierdie proses? Hierdie eintlik 'n baie onnatuurlike proses wat God ons harte kom verander. Dis nie 'n terugkyk en 'n terugverlang na die goeie ou dae nie, van die vleispotte van Egipte nie, na een of ander aardse paradys wat ons vir onsself geskep het, wat nou nie meer daar is nie. Die uiteinde van hierdie proses is om in die geloof vorentoe te kyk, na die ware paradys wat God vir ons beplan en regmaak. Dit is om
in die geloof raak te sien hoe daar moontlikhede is in Jesus Christus deur die Heilige Gees om die ewige paradys in te gaan. Sien, wat het uiteindelik die Israeliete se koppe gedraai? Wat het gemaak dat hulle wat vrees en angsbevange was, dat hulle eintlik kon vorentoe kyk en vorentoe gaan en deurtrek na die beloofde land toe? Die Nuwe Testament sê dit vir ons in Hebreërs 11 vers 29 staan daar: omdat die Israeliete geglo het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het toe hulle dit probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het. Dis hulle geloof in hierdie almagtige God wat uiteindelik vir hulle die moed gegee het om vorentoe te gaan. Geloof is die ware vertroue in 'n drie-enige almagtige God. En dit verander alles. Dit maak dat ons nie dieselfde kan dink oor hierdie lewe nie. Sien, as ware gelowiges kan ons nie na hierdie land kyk waar ons leef en sê ons geen meer hoop nie. Ons moet met geloofsoë verby ons omstandighede kyk en ons moet vir God raak sien. En ons moet onthou wat hy al reeds vir ons gedoen het en dit moet vir ons nuwe hoop gee vir die jaar waarin ons ingaan. Dit is geloof wat maak dat ons kan anders praat in hierdie wêreld. Ons hoef nie meer negatief en afbreekend en moedeloos te wees nie. Ons kan vol liefde, vol vrede met 'n verwagting praat, want ons glo en vertrou op 'n God wat altyd uitkoms gee. Ons geloof maak dat ons nie meer terugkyk nie. Ons verlang nie meer na die goeie ou dae nie. Ons kyk vorentoe na die erfenis wat God vir ons in bewaring hou, wat nie van ons weggevat kan word nie. Ons kyk vorentoe na die ewige paradys, nie na 'n aardse paradys nie. Die Hebreërskrywer, wanneer hy praat van hierdie Israeliete wat geglo het en daarom het hulle deur die Rooi See getrek, hy noem 'n hele galery van geloofshelde, Abraham, Jakob, Moses, en dan sê hy die volgende, hy sê: hoewel daaroor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie ontvang wat beloof is nie, omdat God vir hulle iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Hierdie geloofshelde se geloof was nie gerig op aardse beloftes nie, maar op die ewige paradys. En dit het vir hulle krag gegee om nou hierso, in hierdie lewe waarin ons leef, in hierdie stikkende wêreld, vorentoe te gaan. Die realiteit is, dat net soos die Israeliete daar by die Rooi See, dink ek is veilig om te sê, ons is menslik gesproke in 'n redelike hopelose situasie waarin ons leef. Vraag is of gaan ons toelaat dat ons natuurlike proses van ons hart oorneem, want dan is wanhoop, blame shifting, 'n ewige verlange na die goeie ou dae, dan is dit ons voorland. En dit is dreinerend. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie tipe dinge steel bietjie my lewensvreugde. Dit maak dat mense morbiede mense, 'n bitter mens, wat nie 'n lig vir die wêreld kan wees nie. Maar ons kan ook toelaat dat die Heilige Gees ons harte verander en dat daar 'n ander proses oorneem. 'n Proses van vertroue op die almagtige God. 'n Proses waar ons raak sien wat God reeds vir ons gedoen het en dan in besonder die verlossing wat ons het in Jesus Christus, wat 'n bewys is van God se oneindige liefde vir ons hier in hierdie lewe. En die uiteinde van daai proses is nie 'n terugverlang na die goeie ou dae nie, maar 'n uitsien na die wonderlike dinge wat God vir ons in bewaring hou en vir ons beplan met die ewige paradys. Die uiteinde van daai proses is om met geloofsoë verby ons omstandighede te kyk, om die oorwinning van Jesus Christus raak te sien, want dit gee lewe. Dit bring vir ons hoop. Dit maak dat ons kan 'n persoon word wat borrel van lewensvreugde, wat werklik 'n lig vir hierdie wêreld kan wees, selfs al lyk dinge donker. En mag dit die proses wees wat in ons harte leef in die jaar 2023 waarin ons ingaan.
Kom ons bid dat die Heilige Gees ons sal lei daarin. Amen. Almagtige Vader, ons bely voor U dat ons so maklik in plaas van om U te vertrou, is ons eerste reaksie wantroue. En daarom bid ons Here dat U ons harte sal verander vanoggend deur die Gees, dat ons eerste reaksie sal word om te vertrou. Here, maar om te kan vertrou moet ons ook raak sien. En daarom vra ons Here dat U ons geloofsoë weer sal oopmaak, dat ons alles wat U gedoen het, alles wie U is sal raak sien, dat ons U grootheid, U almag, U goedheid, maar besonder die verlossing wat ons beleef en ervaar en ontvang het deur ons Here Jesus Christus, dat ons dit sal raak sien. Here, en mag dit vir ons die krag gee om vorentoe te kyk. Mag ons die ewige paradys raak sien en daarom verby die swaar en die stikkend en die gebrokenheid van hierdie wêreld kan kyk. En ons vra dat U vir ons die krag daarvoor sal gee, want ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Maak ons vol met die Heilige Gees. Lei ons in 2023 in dat ons 'n gemeente, dat ons 'n groep gelowiges sal word, 'n geloofsgemeenskap wat waarlike lig is vir hierdie stikkende en donker wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Through
Ons gaan nou staan en dan gaan ons saam met mekaar afsluit deur die oorwinningslied saam te sing. Wat 'n wonderlike manier ook om die nuwe jaar in te gaan. So kom ons staan en dan sing ons saam. Die Here seën jou en beskerm jou. Die Here verskyn tot jou redding en is jou genadig. Die Here verhoor jou gebede en gee aan jou sy vrede.